Môre oukies. As jy vandag hierdie boodskap sien, is hier 'n bitter groot kans dat hierdie boodskap vir jou is. Soos jy is, gaan sit ek, luister mooi en dink oor wat die Here vir ons sê. Ek het 7 dae terug gedroom gehad, 'n verskriklik ontstellende droom. Droom waar ek saam met 'n toergroep in Namibië is. Ons was daar by die lagoon. Sou so omgegaan het Pelican Beach toe en die volgende oomblik toe tiep die boot. En toe die boot tiep, toe val almal se sleutels en hulle paspoorte en beursies val alles in die water. Maar wat my ontstel het, is ek het dadelik afgespring en begin soek vir ons goed. Ek het in die water gesoek, in die modder, en ek kon nie ons sleutels kry nie. En wat my nogal opgeval het, is dat ek die enigste een in die water was. Ek kon nie verstaan hoekom die ander mense, hoekom klim hulle nie van die boot af, hoekom soek hulle nie hulle goed nie. Aan my linkerkant was daar so 'n klein laaitjie gewees, so enetjie met so 'n ronde gesiggie, maar 'n regte klein brat. Daar was eintlik 'n paar kinders, maar hierdie een spesifieke laaitjie, ek het hom dopgehou, hy's ook hier in die water, hy maak ook kamstig asof hy verskriklik hard na die sleutel soek. Op 'n stadium gaan ek terug in die gastehuis in en ek kan nie verstaan, almal gaan net aan. Die vrouens doen hulle hare, hulle gaan uit. En ek vra vir hulle, Jesus, is niemand van julle bekommerd oor julle goed nie? Wil niemand van julle net julle paspoorte en julle sleutels en julle goed terugkry nie? Niemand van hulle worry nie. Niemand praat eers nie, almal gaan net aan. Ek sien daar's 3 sulke groot skryfborde. Ligblou is geskryf die toeraanwysings. Maar terwyl ek buite was en sleutels gesoek het, het iemand met 'n donker koutjie bo-oor dit kom skryf en nuwe rigtingaanwysers en nuwe goed wat die toergroep gaan doen neergeskryf. En ek is verskriklik omgekrap. Nou is ek weer terug uit water toe. Ek is in hierdie water, maar dis 'n tipe van 'n oase. Soek die sleutels en 'n geliefde uit my verlede uit kom aangeroei en hy sê vir my, "Wie wat? Ek sien wat jy doen. Wel dan." En ek voel die empatie en ek voel die meegevoel wat hy vir my het. Voel ek. En ek sê vir hom baie dankie. Ek waardeer dit. Maar nietemin ek soek verder. Ek soek. En op 'n stadium loop ek na hierdie laaitjie toe. En ek sê vir hom, "Hoorie jou klein brat. Het jy ons sleutels gevat? Het jy dit opgetel? Steek jy dit vir ons weg? Of gaan jy dit steel?" Maar ek raak so kwaad in hierdie droom. Ek het hom so gekyk en toe op 'n stadium sê ek vir hom, "As jy nie vir my wys waar ons goed is nie, gaan ek die Here vra om jou in 'n hond te verander. En dan gaan ek die hond beveel om ons goed te gaan haal." Woeps! Onmiddellik is die kind in 'n hond en hy gaan haal ons sleutels en ons beursies uit en ek word wakker. Ek het hierdie afgelope 7 dae het ek die Here gevra, hierdie boodskap is so groot. Dit voel vir my party dae kry nie asem nie, ander dae huil ek net. En ek vra vir Here, wys vir my, wat probeer U vir my wys? Toe ek daai oggend wakker word, sê die Here vir my, dis Christene. Dis nou Christene vir jou. En ek vra Here, hoe so? Here sê, julle is so naby. Julle ken die beloofde land. Julle weet hoe om daar te kom. Ek het al baie keer agtergekom, ons Suid-Afrikaners, ons gaan so baie in Namibië toe, ons praat van Namibië asof dit ons land is. So ons voel nou al ons het 'n reg daar, omdat ons so baie daar kom. Jy weet al hoe om te ry daar. Jy weet hoe ver as die dorpe uitmekaar ry. Hel man, party van ons ken tot die mense by die grensposte naam. Die feit bly staan, is nie jou land nie. Dit is nie jou land nie. Dis nie wat op jou ID staan nie. Die Here sê vir my, Liana, dis hoe Christene is. Hulle is so laks. Julle is so laks. Julle dink, omdat julle my ken, omdat julle die beloofde land ken, omdat julle my woord ken, omdat julle 'n verhouding met my het. Julle dink, julle het nie die sleutels van die koninkryk nodig nie. Julle dink, omdat julle alles weet en ken,
julle gaan maklik kan terugkom daar. En die volgende oomblik tref dit my. Dis die reine waarheid. So baie van ons redeneer, God ken ons hart. Maar ons besteel ons ouers op hulle ou dag. Ons is goeie mense, maar ons het niks goeds te sê van ons ma's en pa's nie. Ons is verskriklike nice mense. Maar ons love het om in te loer by daai mense wat so drama in hulle huis het. Nie omdat jy regtig vir hulle bid of hulle intree nie, alhoewel jy maak of jy doen, maar jy love die chaos. Jy floreer daarop dat dit sleg gaan by iemand anders. Dis ons. Fariseërs. Loop met die Bybel onder die arm. Ons is so laks. Ons kyk af op mekaar. Ons judge mekaar. Ek kan onthou toe ek in Dubai was, toe ek gesit en dink, as daai alarm afgaan in die oggende by die Sheikh se kasteel, dan is dit soos oombliklik wat almal gaan bid en ek het gedink, hemel. Hierdie mense is in die verkeerde geloof, maar hulle ken aanbidding. Hierdie mense is lojaal. Wat gaan aan met ons Christene? Wat gaan aan met ons Christene? En so baie keer, dan sal ek hoor, ek het my eerder niks gesê nie, want ek wil die vrede bewaar. Weet jy wat sê die woord? Daar's net een waarheid. Daar's nie iets soos my waarheid, jou waarheid, Sannie se waarheid, Kosie se waarheid. Die waarheid is 'n gees. Dis 'n individu. Dis God. En as jy hom binne in jou het, in Johannes sê, as jy nie kan vergewe nie, het jy nie God binne in jou nie. As jy nie jou naaste lief het nie, as jy aanhou sondig, dan het jy nie God binne in jou nie. En wat my absoluut skok, Here sê vir my nou dag, Juliana, jy kan 'n Christen wees, maar jy kan nog steeds 'n kind van Satan wees. En ek vra, Here, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik om 'n Christen te wees en nog steeds 'n kind van Satan? En God sê, gehoorsaam my. Julle gehoorsaam my nie. Julle gehoorsaam my nie. John Bevere vertel, elke keer as jy God gehoorsaam, dan kry jy 'n beloning. Jy kry iets om mee voor te berei vir die bruilof. En ek besef vanoggend, as ons opsetlik God nie gehoorsaam nie, in Engels noem jy dit iniquity. Iniquity beteken, iniquity is nie sonde, soos, ek het vandag 'n foutjie gemaak nie. Iniquity is, as jy opsetlik iets wat mooi is, verdraai, en dit lelik maak. Iniquity is trots. Job 41 sê, Leviathan, jy is soos 'n krokodil, jou skubbe suig aan mekaar vas, niks kom deur hom nie, raak so hard soos klip. Leviathan is die prins van trots. Kyk 'n bietjie as iemand baie trots het, hoe hard is ons? Jy het nie empatie nie. Jy gee nie om oor ander nie. Jy sal ander doodtrap om jou te kry waar jy wil wees. So met ander woorde, die dag as ons by die bruilof kom, elke keer as jy gehoorsaam was, het jy 'n stukkie lap gekry. Het jy juwele gekry, het jy gremering gekry. Maar as jy nie regtig gehoorsaam was nie, dan beteken dit, die bruilof het nie regtig veel, so baie saak gemaak nie. Wie wat sê die woord? Die dag as die bruilof kom, gaan jy of selfvertroue hê, of gaan jy in skaamte daar staan? Want ek dink baie van ons gaan letterlik daar met 'n bikini staan, of net 'n broek. Want ons gehoorsaamheid was so min, ons belonings was so min, ons het so min by God gekry om reg te maak. En alles gaan oor dat God sê, ek beloon jou. As jy in jou private tyd bid, sal ek jou beloon. As jy gereg laat geskied, sal ek jou beloon.
Hy sê Matteus 6:33, soek net na my. Soek net na my. En ek sal al hierdie ander dinge vir jou gee. Hy wil ons beloon. Maar dis 'n vrywillige keuse. Ons stel nie belang in die sleutels om in die koninkryk te kom nie, want ons steun op onsself. Ons dink, nee, ek's 'n Christen. Die Here ken my hart. Ek het 'n goeie hart. Ek wil jou gou vra, wanneer laas was jy in 'n ander land en is jy beroof en het jy nie 'n paspoort of 'n beursie gehad nie? Wanneer? As jy nie kan bewys wie jy is nie, hoe wil jy geld uit 'n bank uitkry? Hoe wil jy 'n vliegtuigkaartjie koop? Hoe? Net omdat jy die pad huis toe ken, beteken nie jy gaan toegang hê nie. Verstaan jy dit nie? Die Here wys my die benoudheid van 'n vlugteling, van iemand wat stak is in 'n ander land. Die Here sê nou die dag vir my, wie Eliana? Net omdat jou kind moord pleeg, beteken nie jy's nie lief vir hom nie. Maar as hy moord pleeg, gaan hy tronk toe. Jy kan hoeveel keer vir die regter sê, ja, maar my pa's lief vir my, hy ken my hart. Sorry, girl, as jy moord pleeg, gaan jy tronk toe. Hoeveel van ons pleeg moord met ons mond? Hoeveel van ons sal eerder kla by ander oor ons probleme, voordat ons met God daaroor praat? Hoe maklik sal ons iemand 'n idioot noem? Of ja, daai en so lekker van die pad af. Hoeveel keer pleeg ons moord met ons mond? En ons verwag om die sleutels tot die koninkryk te hê. Maar hierdie hele droom het my so hoop gegee. Ek is ontstel oor hierdie dinge, want ek weet ek is self skuldig aan dit. En ek was. Maar aan die einde van die droom, toe ek vir daai laaitie sê, jy beter die sleutel teruggee, anders gaan God jou naam verander. Sê die Here, weet jy wat? As jy net die autoriteit vat, en jy soek, jy sal daai sleutels kry, en jy sal terugkom by die huis. Jy gaan okay wees. Ek gee jou die mag en die krag, maar jy moet glo, en jy moet wil. Jy moet wil. En Nehemia het gebid en om verskoning gevra vir sy voorvaders. Job het gebid en hy het om verskoning gevra namens sy kinders. Hy het repent namens sy kinders. En ek besef, as die woord sê, vloeke rus op ons tot die 3de en die 4de geslag. So baie van ons sukkel met goed, wat ons dink is ons eie skuld. En baie van hierdie kom van ons voorvaders af. Want hulle het nie die sleutels gesoek nie. Hulle het nie gewaarig of is ons in die regte land nie. Vandag bid ek, en ek vra Here, breek hierdie trots van ons af. Job 41 sê, dat trots raak so hard soos klip, het raak kliphard. En as ek bid, dan raak ek partykeer so 'n bietjie aggressief, en ek sê, Here, breek ons, laat daar niks van ons oor is nie. En nou die dag sê 'n geliefde vir my, joh, dis 'n bietjie aggressief. Rustig bietjie met die gebrekery. En die afgelope week vas ek, en ek spandeer tyd met die Here, en ek kry hierdie skrif in Jesaja, ek dink is Jesaja 10, waar die Here sê, woord van God is soos 'n hamer, wat klip breek. Ek sê, Here, ons weet wat ons weet, maar eintlik weet ons niks. Ons dink ons is nice, ons dink ons is reg, maar ons weet eintlik niks. Breek ons trots van ons af. Gee ons die hart van vlees. Gee ons die leiding wat ons nodig het, want ons is regtig diep verlore. Net omdat ons die koninkryk ken, beteken nie ons gaan opeindig nie.
Die woord sê, the wage of sin is death. Death. Ek sien fisiese dood oral om my. Maar ek is meer bekommerd oor die geestelike dood. Ek gee nie om hier dood te gaan nie. Ek gee glad nie om hier dood te gaan nie. Want hy het beloof, as jy hier doodgaan, gaan jy saam met my lewe in hiernamaals, en geen lewendige mens op hierdie aarde gaan die hemel sien nie. Hy sê, tel op jou kruis en volg my, jy beter sterf van jouself, jy beter jou trots laat gaan, anders gaan jy daai taxi mis, jy gaan jou lift mis. Job sê in Job 7, Here, wat is die mens, dat u so op hom fokus? Wat is die mens, dat u soveel tyd aan hom spandeer, en hom oor en oor laat toets? Wil jy nie net 'n bietjie wegkyk, laat ek asem kry nie? En dis hoe ek voel baie van die kere. Here, wil jy nie net 'n bietjie wegkyk, laat ek kan asem kry nie? Maar weer aan die ander kant dink ek, nee Here, nee, want u sê u tugtig die wat u lief het. En u sê, dit is u eer om goed weg te steek, maar dis ons eer om dit te gaan uitkrap, om die waarheid in die lig te bring, om die waarheid te kry. Dis swaar partykeer. Dis swaar, want partykeer bring die Here die waarheid vir ons in ons slaap. Job sê, nie eens my kussing troos my nie. Want as ek gaan slaap, dan gee u vir my hierdie drome. Vandag sê ek, dankie Here dat u tyd vat. Dankie dat u tyd vat om ons te wys hoe van die pad af is ons almal. Ons dink ons weet nie. As hierdie boodskap vir jou is, gaan bid daaroor en vra God, waar is jou sleutels en waar is jou identiteit? Is dit in jouself? Is dit in die buurland? So naby, maar tog so ver. Lekker dag. Bye.